die toekoms geopenbaar in die lig van Gods ewige woord. In hierdie studiereeks, waarin die hand van God vir ons die toekomsgordyne oopskuif, vestig ek nou u aandag op die belangrike mylpale wat by ons verby flits, terwyl ons voortsnel na die einde toe. Is die einde van die wêreld voor die deur? Dit is 'n brandende vraagstuk. En weer eens neem ons as fondament van alles wat ons glo, die hervormingswoorde, daar staan geskrywe. En soos die ou dogtertjie, buig ons hoofde en vra ons dat die Here self ons onderwyser sal wees. Kom ons bid. Liefdevolle God in die hemel, verlig ons verstande sodat ons kan weet wat die dinge beteken wat om ons gebeur. Mag ons vrede hê wanneer ons besef u is in beheer van hierdie planeet en dat u doel het met alles, ook u doel met ons persoonlike lewe. In Jesus naam, amen. Hoe voel u as u na die nuus op televisie kyk? Party mense word bang gemaak deur die nuus, omdat hulle nie weet wat dit beteken nie. En ander word bang gemaak, omdat hulle weet wat dit beteken. Dis nie nodig om aan u te vertel dat die nuus nie beter word nie, dat daar meer gedoen word om te vernietig as om op te bou, dat die aarde van krisis tot krisis strompel totdat wat? Totdat ons weer by die oorlog kom wat in die hemel begin het tussen Michael en Lucifer met hulle onderskeie leerskares. Maar nou beweeg ons na die laaste slagveld toe, en nooit tevore was daar so iets nie, en nooit in der ewigheid sal daar weer so iets gesien word nie. Die Bybel sê vir ons, daarom, wees verheug o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Openbaring 12, vers 12. Die aarde besef nie hoe min tyd daar vir hom oor is nie. Die mylpale na die einde toe flits by ons verby. Toe Jesus na die hemel toe weggegaan het, was sy disippels baie hartseer. En toe hy uiteindelik uit hulle gesigsveld verdwyn, het hulle gevoel soos weeskinders wat alleen moet agterbly. Maar ons onthou, toe stuur Jesus 2 engele na hulle toe, met die vertroostende boodskap, dat hulle geliefde Jesus weer sou terugkom. Hy self, persoonlik, en niemand anders ergens anders nie. Is dit vir u duidelik? Sy terugkoms was hulle dierbaarste hoop. Maar toe 20, 30 jaar verbygegaan het, en hy nog nie gekom het nie, het hulle gewonder waarom vat hy so lank. Toe Paulus aan die gelowiges in Thessalonika skryf oor die nabyheid van die koms van Jesus, het hulle gedink dit sou in hulle dag plaasvind. Maar toe skryf Paulus 'n tweede brief aan hulle, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Eers moes die antichrist op die toneel verskyn voordat Jesus kom. Dan vra hy, onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? 'n Studie van die antichrist wat op die wêreldtoneel sy opwagting sou maak, is van die interessantste studies wat ons kan kry. Ons kom daarby. U moet dit nie misloop vir enigiets nie. Nou goed, Jesus het vir ons die mylpale genoem wat ons sou verbygaan op pad na die einde toe. Eerstens sou Jerusalem verwoes en die tempel afgebreek word, dat nie een klip op die ander bly staan nie. Dit het 40 jaar na Jesus se profesie wel gebeur. Ek het die voorreg gehad om oor daardie tempelterrein in Jerusalem te stap. En daar is nie 2 klippe van die tempel wat op mekaar gebly het nie. Vervolgens sou daar 'n verskriklike tydperk van vervolging aanbreek.
O, liewe Here in die hemel, wat het hulle nie met u kinders op hierdie aarde gedoen nie? Paulus vertel ons hoe die gelowiges deur wilde diere verskeur is, gestenig, in stukke gesaag, deur die swaard vermoor is. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skeure in die grond. Eeuwelang sou die Satan soos 'n waansinnige teen Jesus se volgelinge oorlog maak. Hy het dit gedoen, maar die einde sou nie dan wees nie. Jesus het in Matteus 24 voorspel van toenemende oorloë en gerugte van oorloë op aarde. Hoor ons dit nie elke dag oor die nuus nie? Is daar een dag wat verbygaan sonder oorlog of gerugte van oorlog iewers op die aarde? En kom daar miskien 'n kernoorlog? Die mens is bang as hy aan hierdie dinge dink. Miljoene rand word daagliks aan bewapening bestee. Waar is daar 'n veilige plek op aarde oor? Waar? Jesus het voorspel van toenemende hongersnode. Ten spyte van al ons wetenskaplike prestasies en moderne masjinerie, gaan die helfte van die wêreld elke aand honger slaap. Vriende, weet ons wat dit beteken om honger te wees? Om van honger te sterf? Miljoene mense moet daardie angs deurworstel. Jesus het voorspel van toenemende pestsiektes. Maar het Jesus dan nie geweet van die verstommende vooruitgang van die mediese wetenskap in die 20ste eeu nie? Hy het dit geweet, ja. Maar hy het ook geweet van die mense bykans futiele stryd teen bedreigings soos radioaktiewe bestraling, kanker en al sy gruisame verwoestingswerk, griepepidemies, bloed- en hartkwale. Trouwens, Jesus het hartversaking as 'n belangrike mylpaal na die einde aangedui. Hy het voorspel van mense se harte wat beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Lukas 21, vers 26. Mense se harte wat beswyk van vrees. Gebeur dit? Watter familie is nog nie deur hartverlamming en rou en smart gedompel nie? Watter familie, vra ek u? Die mens drink miljarde pille, maar hulle is nie beter daaraan toe as vorige geslagte wat die spanninge van die moderne eeu nie geken het nie. Waar vind jy nog 'n geruste, onbekommerde hart? Dit lyk of daar die rustige dae vir ewig verbygegaan het. Aardbewings was daarvan altyd af. Tog is dit deesdae soos 'n monster wat diep onder ons grom en die aarde dan skud sodat duisende eensklaps dakloos gelaat op die ewigheid ingeslinger word. Die geweldigste van alle aardbewings kom nog, soos voorspel in die woord van God. Al die berge en al die eilande gaan uit hulle plek spring, sê die Bybel. Kan ons so iets voorstel? Sal ons en ons kinders veilig wees onder die vleuels van die Almagtige in daardie dag? Kom ons gaan verder. Die Here het voorspel van toenemende vervolging en verdrukking van Gods kinders. In groot dele van die wêreld mag 'n Christen nie kerk toe gaan of die Bybel lees nie, of hy word in die tronk gestop. En dit in hierdie sogenaamde verligte eeu. Maar dank God, die Bybel sê ook, daar sal toenemende evangelieverspreiding wees, en al het die Satan in sy woede teen die woord van God alles in sy vermoë gedoen om die Bybel te vernietig, kon hy dit nog nie regkry nie. Daar die lig skyn in die land van swart en wit, in die land van die Eskimo, in die land van die woestynboesman. Die Bybelse lig skyn oor die aarde. Aan die ander kant doen die duiwel iets anders. Waar hy die Bybel nie kan verbied nie, doen hy alles in sy vermoë om geloof in die Bybel te ondermyn. Hoeveel sukses het hy nie daarmee nie? Hy het geweldige sukses waar hy geestelike leiers kry om die woord van God te verdraai. Liewe mede-pelgrim na die ewigheid, dit is gewis beter om vervolg te word
as om bedrieg te word. Onthou dit asseblief. En tog het Paulus gesê dat valse godsdiens 'n teken van die laaste dae sou wees. Valse profete en valse apostels en valse herders en valse Christusse word uiters doeltreffend deur die duiwel gebruik om die wat nog glo te verwar. Met vervolging verslaan hy sy duisende, met bedrog sy 10 miljoene. Ons moet versigtig wees. En weet u, Paulus het iets genoem as teken van hoe naby ons aan die einde van die wêreldse geskiedenis gekom het, wat vir ons voorouers seker baie vreemd geklink het. Hy het naamlik gesê dat kinders in die laaste dae aan hulle ouers ongehoorsaam sou wees. Ons lees, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Kinders, is julle gehoorsaam aan julle ouers? Vriende, ons reken ons gaan 'n beter toekoms tegemoet met ons vryhede en ons verwerping van ouderwetse standaarde, maar is dit vryheid wat ons kry, of is dit losbandigheid? Losbandigheid op sedelike gebied, losbandigheid in die huislike lewe, in die musiek, in die kuns. Hierdie toenemende verderf is vir ons voorspel as mylpale waarby ons sou verbygaan. Maar weet dit, dan is die einde ook voor die deur. God gaan die mens in sy opstand en rebellie tot so ver laat gaan, maar nie 'n sentimeter verder nie. Die Bybel wys ons verdere mylpale na die einde toe aan. Ek vestig u aandag op 'n paar parallelle profesieë. Ek lees vir u eers wat Joël geprofeteer het. Hy sê, en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Jesus het ook van hierdie wondertekens gepraat. Ons lees Lukas 21 vers 25 saam. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies. Tekens aan die son, maan en sterre. Wanneer? In Matteus 24 vers 29 sê Jesus hierdie wondertekens aan die hemel sou verskyn dadelik na die verdrukking van daardie dae. Die verdrukking van die donker eeue, waarna Jesus hier verwys, gaan ons later bestudeer in die boeiende profesieë van Daniël en Openbaring. U onthou die geskiedenis van Luther en Calvin en die ander protestante wat van Rome weggebreek het in die 16de eeu? Onthou u nog die Bartholomeusnag van die jaar 1572? Onthou u die Franse hugenote wat na Suid-Afrika toe gekom het? Daar staan hulle monument teen ons blou Bolandse berge. En Jesus sê dadelik na die verdrukking van daardie dae, van die donker eeue, waarin miljoene vir hulle geloof gesterf het of na ander lande gevlug het, sou die wondertekens aan son, maan en sterre verskyn, as die laaste mylpale na die einde toe, as die laaste waarskuwings op ons pad. Ons wonder, is ons by hierdie mylpale reeds verby? Ek wil vir u sê, ons is. 19 Mei 1780, let op die datum, dis na die verdrukking van die donker eeue. En hierdie dag staan bekend as die donker dag. Die son het daardie môre helder opgekom, maar gou 'n koperskynsel aangeneem. Om 10 uur die môre het dit eienaardig donker begin word. Tot omtrent 1 uur het dit al donkerder en donkerder geword. Kerse is opgesteek. Die hoenders het op hulle stellasies gevlieg en oral het die duisternis van die nag geheers. Baie mense het geglo die oordeelsdag het aangebreek. Daardie aand was die maan toe dit opkom soos bloed aan die hemel. Die vrees in mense harte het voortgeduur. Baie gelowiges het verbaas na die hemel gekyk en geweet, die profesie van Jesus en van Joël word voor hulle oë vervul. Wat sou daarop volg? 'n wonderteken aan die sterre. Het dit gebeur? Ja. Wanneer?
13 November 1833. 1833, toe die voortrekkers begin dink daaraan om die Kaapkolonie te verlaat, ongeveer 150 jaar gelede. En 150 jaar gelede, toe toon God aan die wêreld dat een van die heel laaste mylpale na die oordeelsdag verbygegaan word. Watter nag van sterre wat verskiet, soos 'n vyeboom wat geskud word. Daar word bereken dat die paar uur wat die sterrereën aangehou het, daar tot 1000 miljoen verskietende sterre in die asembenemende skouspel was. Die Bybel sê, toe die Here die Israeliete deur die Skelfsee gelei het, het hy die oostewind laat opkom, om vir hulle 'n pad deur die waters droog te lê. Onthou u? In 1833 het die Here die aarde deur die meteoriete skouspel gestuur, om die wêreld te waarsku dat die hemel gereed maak vir die groter, skouspelagtiger koms van die Here met sy duisende miljoene blinkende engele langs die hemelruim af. Hoor ons die boodskap helder dat die oordeelsdag die einde van die wêreld voor die deur is? Kom ons lees nou weer Matteus 24 vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val. Dit het gebeur. En dan, wat volg dan? Ons wil dit graag weet, wil ons nie? Kom ons lees die profesie. En die kragte van die hemel sal geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Die kragte van die hemel sal geskud word. Dit gebeur net voor Jesus verskyn. U weet, Johannes het in die boek van Openbaring hier dieselfde mylpale ook gesien in die vorm van 7 seels. Die 5de seël was die verdrukking van die donker eeue. En daarna, wat sou gebeur na die verdrukking in die donker eeue? Ons lees, en ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Openbaring 6 verse 12 en 13. Joël, Jesus en Johannes het hierdie dinge voorspel, en hierdie dinge het gebeur. 1780, die donker dag. 1833, die sterre wat val. En dan, na 1833, wat sien Johannes dan? Kom ons lees dit. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word. Vers 14. In die ou tyd het die mense geglo die hemel is 'n soliede gewelfboek aan die aarde. Die profeet sien nou hoe die hemel weggerol word. Hoekom? Die hemel is oop vir Jesus se koms. Dit is die oordeelsdag. Dit is die einde. En daar het stemme gekom, en donderslae, en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie, so 'n geweldige groot aardbewing. En die stede van die nasies het geval, en alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie. En 'n groot haal, omtrent 'n talent, het uit die hemel op die mense geval. Openbaring 16, verse 18 tot 21. Jesus het gesê die kragte van die hemele sal geskud word net voordat hy kom. Hier sien ons ver weg daar die donker storms. Maar dan moet ons ook goed weet, dit is die einde van hierdie aarde. Jesaja beskryf daardie dag en hy sê, en die haal sal die leundak wegruk en die water die skuilplek wegspoel. En verder sê hy,
En die Here sal sy stem vol majesteit laat hoor, en die neerdaling van sy arm laat sien, met grimmige toorn, en die vlam van 'n verterende vuur, storm en stortreën en haalkorrels. Jesaja 30 vers 30. Wanneer die kragte van die hemel geskud word, gebeur hierdie ontsettende dinge. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte, en stemme, en donderslae, en aardbewing, en groot haal. Openbaring 11 vers 19, wat 'n verskrikking. Na die jaar 1833 volg hierdie dinge. Maar dan kan niks meer voor God standhou nie, dan neem God oor. Dit is dan dat sy almag geopenbaar word, en onbeskryflik sal die tonele op die aarde en in die lug bokant ons wees. In daardie dag sal ons veilig wees. Maar voor ons afsluit met hierdie studie, moet daar nog iets gemeld word. Ons het hierbo gesien dat die hemel gaan wegrol onder die 6de seël van die boek Openbaring. Wanneer die 7de seël geopen word, dit is die laaste seël, is daar 'n stilte in die hemel volgens Openbaring 8 vers 1. Wat beteken hierdie stilte in die hemel? Dit beteken dat Jesus en sy engele die hemel verlaat het en op pad is na hierdie aarde toe. Dis stil in die hemel, daar is niemand nie. Maar gebeur daar nie dalk nog iets onder die 6de seël nie? Wat gebeur van 1833 af tot by die oordeelsdag? Die Bybel sê vir ons, iets is aan die gebeur. Johannes sien naamlik 4 engele op die 4 hoeke van die aarde staan, en hulle hou die oorlogswinde vas, wat uit al 4 windstreke wil losbars. Hoekom hou hulle hierdie oorlogswinde vas? Omdat God se volk getel en verseël en opgeskryf word in hierdie laaste oomblikke van die wêreldse geskiedenis, terwyl die Antichrist sy kinders vir hom merk. Net voor Jesus kom, ontvang sy kinders sy seël, terwyl die ongehoorsaames almal die merk van die Antichrist op hulle sal ontvang. Die merk van die gevreesde Antichrist. Vriende, God wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Hy tel om te kom, omdat hy ons eerder gered as verlore wil sien. Hy is innig jammer vir ons. Hy weet as die oordeelsdag kom, sal miljoene hulle tonge kou van pyn. Daar sal geween wees, omdat Jesus nie gesoek is, toe hy nog te vinde was nie. Om hierdie les op te som, laat ons weer kortliks lees wat Jesus voorspel het. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En daarna, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid. Son donker, maan soos bloed, 1780. Sterrereën, 1833. Hoe naby moet ons nie wees aan die oordeelsdag nie? Liewe vriende, dis vlak voor die deur. Ons is by feitelik elke mylpaal reeds verby. Wat bly dan nog oor? Sal ons gered wees wanneer Jesus kom? Het ons Jesus aangeneem as ons persoonlike saligmaker? Kom ons sê net saggies, Here, ek wil gered wees in daardie dag. O Here, ek wil gered wees. Dankie Jesus, dat U al my sondes vergewe en uitwis, dat U my elke dag krag kan gee om voor te berei vir die spoedige terugkoms van ons Here Jesus Christus. Ons bid nou saam.
Liefdevolle God in die hemel, ons het waarlik by die einde van die wêreld gekom. Ons is by die laaste mylpaal verby. Ons spoed na die eindstasie toe. Sal u daar wees om ons te verwelkom? Ons weet u sal. O, help ons om gereed te maak om af te klim. Ons en ons kinders en ons geliefdes. O God, wees ons genade. Red ons. In Jesus naam vra ons dit. Amen.